Hey, goeiemôre, baie welkom hier by Adult Pharma, where we get you bedroom ready, on demand, with instant, over-the-counter supplements and sexual health products. And we will liberate the conversation about sex. So die video is nog in Afrikaans. Ek dink is ons 7de video wat ons maak vir YouTube, hier by Adult Pharma. So ons leer nog, en ons sal by 'n punt kom waar ons beide Afrikaans en ons Engelse mark bedien met hierdie zero cost to consumer information and advice. So ons praat met die local Suid-Afrikaner. Ons hoop jy vind waarde uit hierdie inligting of uit hierdie video. As jy dink dit is beneficial vir jou, geef ons 'n duimpie, subscribe, volg ons, share die video, save hom as 'n favorite en hou hom daar. So ons gesels bietjie oor what is the benefits of a jogging lifestyle. Nou ja, julle ken my storie nou al as jy my video's gekyk het. Ek is so 2 jaar terug gediagnoseer as 'n tipe 2 diabetes en ek het gesê, right, ek wil dit in remissie sit of ek wil dit terugwerk dat ek nie meer 'n pil hoef te drink vir my diabetes nie. So op my laaste telling was my HbA1 score was 5.5 gewees, wat beteken ek is terug op pre-diabetic. So die dokter het een van die pille, ek was op 3 van die pille, een van hulle het hy geskrap, so is nou al amper 3 maande wat ek nie meer daardie 3de pil gebruik nie. Die 2de pil het seker nog 'n week se voorraad in my kas, en dan val hy weg, en dan oor ons volgende 6 maande, as ons weer ons HbA1 score gaan doen, dan sal ons kyk, of ons in 'n posisie is om die 3de pil uit die stelsel uit te haal, en dan is ek terug na normaal. As jy wil gewig verloor, moet jy 'n aerobiese oefening kies om saam dit te doen. 'n Diet gaan jou nie help nie. Ek doen intermittent fasting plus my oefenprogram. Dit moet verkieslik aerobiek wees as jy wil gewig verloor. En is gewoonlik die probleem met 'n diabetes is hy word oorgewig. Dit kan fietsry wees, dit kan swem wees, dit kan stap wees, dit kan draf wees. So enige aerobiese oefening, daar waar jy, as jy 15 minute in die oefening en is, jy nog kan kommunikeer, dat jy nog kan praat, en dat jy 'n sin van 15 na 20 woorde kan sê sonder om sukkel om asem te haal. Okay, dis aerobiek oefeninge. So dit is perfek, daai kardiovaskulêre oefening is perfek vir jou om gewig te verloor. My vraag aan jou is, wanneer laas het jou liggaam vir jou dankie gesê? Ek weet, dit is 'n weird vraag. Wanneer laas het jou liggaam jou gekomplimenteer? Het jy al 'n bietjie daaroor gedink? Het dit so lank terug gebeur dat jy nie eers meer consciously kan besef dat dis wat jou liggaam doen as dinge goed gaan tussen jou en jou liggaam nie. Okay, ons noem dit endorphins, nee. Jou liggaam skei endorphins af as dit goed gaan. Wanneer laas het jy dit ervaar? Nou ja, met 'n goeie jogging lifestyle, you can get back to it. Wanneer laas het iemand jou gekomplimenteer oor jou, hoe jy fisies lyk? Dink 'n bietjie daaraan. Boonbehalwe die gesondheidsvoordele. So ja, daar's 4 dinge wat jy in gedagte hou. Jy moet 'n oefening kies waarmee jy gemaklik is, soos ek sê, draf, stap, fietsry, swem, maak nie saak nie, tou skep, roei, dit maak nie saak nie. So jy moet kies die tipe, jy moet die tydstuur kies. Vir my, right, so ek het gesê, right, ek is bereid om, dis nou al amper 'n jaar en 'n half terug, ek gaan 5.59 kilos draf ek elke dag. En nou ja, in die begin het dit my amper 'n uur gevat om dit te doen. Ek is nou af na 'n jaar en 'n half later, so na 34 minute toe, om my 5.59 te doen op 'n goeie dag. 'n bietjie langer op 'n moeiliker dag as ek vas. So jou tydstuur, jou intensiteit en jou herstelperiode. Okay. Intensiteit, as jy anaerobic oefeninge doen, en moenie my verkeerd verstaan nie,
daar's 'n tyd en 'n plek daarvoor wat dit nodige oefening is. Maar as jy gewig wil verloor, sal ek voorstel jy doen dit nie. Hoekom? Enige oefening sit die liggaam onder stres. Okay. So jy wil nie te veel stres op hom sit, sodat hy kortisol afskei nie. Alright, so julle weet almal van die fight or fright response, waarmee die mens uit die fabriek uitgekom het, as ek dit so kan stel. Dis om jou daai absolute boost van energie te gee as jy moet beklei en of as jy moet weghardloop as jy in gevaar is. Nou ja, saam met dit, sodra jy dit ervaar, sodra jou liggaam daardie stres ervaar, skei hy kortisol af. So wat het ons nou al geleer uit al hierdie video's uit? Sodra jy kortisol afskei, wat is een van die neeweffekte van dit, is dit verhoog jou insulien, so jou insulienvlakke gaan op. Alright, wat gebeur? Ons het dit ook al in 'n vorige video bespreek vir jou. Wat gebeur as jou insulienvlak opgaan? Jy kan nie vet verbrand nie. Hoekom? Want, dis daai fight-fright. Jy het 24 uur se energie in jou pankreas en in jou lewer. Okay, soos hierdie ouens vir jou sê, ek gaan nou 'n bietjie eet om stamina te kry vir vanmiddag se draf. Bog. Okay, jou liggaam raak nie aan kos wat jy vandag, of die eerste 24 uur, word niks van wat jy eet gebruik vir energie nie. Okay, so daar is reserve glikose in jou pankreas en in jou lewer vir 24 uur. Okay, so sodra jy jou kortisol lig, die eerste ding wat jou liggaam doen is, hy gaan trek glikose uit jou lewer en uit jou pankreas uit. En dis kom jy nie gewig verloor. Dis kom jy mense sal kry wat sê, luister, ek oefen my alie af in die gym, ek sweet my alie af, maar ek verloor nie gewig nie. Okay, want jy is nie op die regte zone nie. Alright, daai oefening is fantasties as jy net jou gewig wil maintain. As jy gewig wil verloor, moet jy jou heartrate 'n bietjie afbring en jy moet kortisol vermy. Want sodra kortisol inskip, skop jou vetverbranding uit. Dis kom intermittent fasting so goed is vir jou. Want sodra jy in daai fasted period is, wat gebeur? Jou insulienvlak stabiliseer en sak, of hy sak eers en dan stabiliseer hy, en sodra jy op 'n lae insulienvlak is, jou energie in jou pankreas en jou lewer is in 24 uur uitgebrand, jy is besig met intermittent fasting, en nou begin die liggaam homself eet. Hy begin vet verbrand. Okay, so maklik soos dit. Ja, ek moet nie sê dit is so maklik soos dit nie. Dit kort wilskrag. Jy moet 'n why hê, jy moet 'n rede hê hoekom jy dit wil doen. Jou why en my why is nie dieselfde ding nie. Ek sal voorstel, gebaseer op dit wat ons al gelees het, opgesom het, opgeleer het in die laaste 2 jaar en al die video's wat ons deurgegaan het, die 6 of 7 dokters wat ons volg op sosiale media, om al hierdie inligting met mekaar te sit. Almal stem saam, 'n minimum van 150 minute per week vir oefening, en jy kan dit gaan, dis die lekker van draf, jy kan dit een dag in die oggend doen, jy kan dit in die middag doen, jy kan dit in die aand doen, jy kan dit binne doen, jy kan dit buite doen, so jy kan redelik fleksibel wees rondom dit. 2 stats wat ek vingergou met jou moet deel, 80 miljoen mense is nou pre-diabetic in Amerika. 80 miljoen. Scary. In die laaste 6 jaar het die getal mense wat gediagnoseer word met diabetes in Suid-Afrika verdubbel. Scary. Ek lees gaan dit gou vir jou lees, in die World Health Organization se jaarverslag van 2024 sê hulle, there is now more obese people in the world than there is undernourished people in the world. Laat dit vir jou 'n bietjie insink. Goed, as jy oorgewig is en jy wil gewig verloor, die ideale, as jy een van hierdie smartwatches het, jy wil in zone 2 wil jy funksioneer. Dis waar jy maksimaal gewig gaan verloor, jou liggaam is nie op te veel stres dat kortisol inskoop nie, en dan gaan jy die vetverbranding ding gaan dan vir jou gebeur. Hoe vind jy jou polslag uit? So jou maksimum is 220. As jy wil weet wat is jou persoonlike maksimum polslag, dit is 220 minus jou ouderdom. So ek is 55 jaar oud, minus my 220, so my maksimum is tussen 165 en 170 beats per minute om my maksimale polslag uit te werk.
So hulle sê jy moet op sone 2 moet jy tussen 60 en 70% van jou polslag moet jy oefen. So ek moet gaan draf teen 'n rustige pas van tussen 99 en 116 beats per minute. Dan is ek maksimaal om gewig te verloor. En weer eens, ons sê zone 2 is wanneer jy 20 woorde kan sê terwyl jy stap of draf of swem, dat jy nog steeds dit gemaklik kan sê. Ja, ek het vir julle verduidelik van die glikose. Okay, wat gebeur met, ek kry byvoorbeeld vrae, wat gebeur met HIIT, High Interval Intensity Training? Okay, hier's waar dit verskil met anaerobic oefeninge. Anaerobic is 'n halfuur lank, so jou liggaam is vir 30 minute onder daardie stres en hy skei kortisol af. Wanneer jy dit beperk na 15 of 30 sekondes toe, en daar's 'n goeie rusperiode tussenin, dan skei hy nie kortisol af nie. En dit is hoekom baie ouens vir jou gaan sê, doen high intensity interval training. Maar maak seker, is nie langer as 30 sekondes op 'n tydperk nie. Sit al jou effort in. Want wat gebeur? Die een voordeel is natuurlik, daar word nie kortisol afgeskei nie. So jy is besig met direkte vetverbranding. Die ander voordeel vir jou is, dit is die enigste keer wanneer die liggaam toelaat dat glikose verbrand word sonder die hulp van insulien. So insulien is die voertuig wat daardie glikose na die sel toe bevat. Okay. En by HIIT het hy dit nie nodig nie. Hy sê, dis reg, weet jy, hier is nou, ons het daai energie nou nodig, go. En hy laat toe dat daardie glikose direk na die spiere toe gaan vir daai fight. Wel, hy neem aan, hy's in 'n fight of fright response. Okay, so dit is jou tweede voordeel vir jou daar. Wat is die voordele van oefening, maar ook van draf? Kom ek noem gou vir jou 'n paar. Dit voorkom die verlies van spiermassa. So soos jy ouer word, verloor jy spiermassa. Die gemiddelde persoon verloor tussen 0,5 en 1% van sy gewig in spiermassa vanaf die ouderdom van 50 jaar oud. So jy vermoed dit gebeur nie. Jy bou jou antioxidant reserves op, jy stabiliseer jou bloedsuiker, so jy word meer insulien sensitief is die woord. En hoe meer insulien sensitief is, hoe makliker gaan jy dit verbrand, want dit is wat 'n tipe 2 diabetes is. Hy is insulien resistant, nee, so dit keer dit om. Verminder jou stresvlakke, dit verhoog jou suurstofvlakke, dit verbeter jou slaap, dit versterk jou hartfunksie, dit verbeter jou buigsaamheid of jou flexibility, verbeter jou kognitiwiteit. Vir my persoonlik, as gevolg van my tipe persoonlikheid, dis vir my me time, wat vir my belangrik is. Ek hou van my me time, 'n sekere tyd wat ek met myself op die pad is en net lekker gaan draf. Endorfine word afgeskei, dis daai feel good feeling wat jy kry. Ons gaan nou daaroor gesels. Dit aktiveer jou brein en onthou, as jy nie jou brein gebruik nie, word hy kleiner. Oefening hou hom besig. Dit beïnvloed jou hormoonvlakke, wat ook vir jou belangrik is. So daai endorfine waarvan ons praat, dit is chemikalieë wat jou liggaam afskei en dit dien as 'n natuurlike pynstiller of 'n gemoedsversterker. Dopamine, serotonien, dis albei neurotransmitters wat vir jou daai, wel, dit hou verband met jou plesier, jou motivering en jou beloning. En dis hoe jou liggaam vir jou dankie sê, as hy daai goeders vir jou begin afskei, nee. Gaan kyk maar wat is in 'n produk wat jy gebruik, 'n SSRI vir stres en angs en uit 'n serotonin reuptake inhibitor in hom. Juis vir dit, want dit is om jou beter te laat voel, daai happy feeling te gee. Ons het gepraat oor HIIT, ek kombineer dit natuurlik met 'n vasprogram,
waar ek intermittent fasting toepas. Belangrik ook is die human growth hormoon. Hy hardloop, so jy kan 'n dubbel dosis kry van human growth hormoon. Een, saam met jou oefening wat jy doen, want sodra jy HIIT doen, veral HIIT, hy gee vir jou 'n goeie boost van human growth hormoon, en intermittent fasting het dieselfde effek. So jy kan 'n dubbel dosis human growth hormoon produseer in jou liggaam deur aerobic oefeninge saam met intermittent fasting. En jy sal definitief die voordele daarvan voel. Volgende keer praat ons 'n bietjie oor aanvullings wat nodig is as jy fisiese oefening doen. Ek wil ook bietjie gesels oor jou insuliensensitiwiteit, oor autophagy, dis daai selregenerasie wat plaasvind as jy intermittent fasting doen. Maar dit is ons video hierdie week, hier by Adult Pharma. Soos jy weet, ons is die verspreider van Genealogics, ons is die verspreider van Virrecta produkte, van Fabi en Ambiance, die kers en die soy kers, die massage kers, die room and linen mist en die diffuser, ons eie reeks wat ons daar uitbring. En so as jy 'n skakel soek, dan hashtag ons daar vir ons draf. Hashtag net vir ons draf daar in die comment seksie, dan stuur ons vir jou gratis hierdie skakel met al die inligting wat mooi opgesom is hier van Adult Pharma, where we get you better and ready on demand with instant over-the-counter health supplements and sexual health products, and where we liberate the conversation about sex. Ons praat met jou weer volgende Woensdag. Gee ons 'n duimpie, volg ons, subscribe op die channel, share, save hom as 'n favorite as jy later na hom graag wil kyk.